Nampo 2025, ons is hier by Husqvarna. Okay, nou, petrol is duur en petrol raak weg. Maar kan jy wat in batterye belê? Eerste ding is baie goed vir jou ore. Werk nogal baie cool. David gaan my 'n bietjie meer vertel. Wat is die afgelope paar jaar se ervaring wat hulle het op die batterye? Hoe loop die goeders? Wat is die terugvoering wat hulle van die ouens af kry? En waar pas die goed mooi in? So, kom ons luister 'n bietjie. David, hoe lyk dit? Môre, Chippy, hoe gaan dit? Nee, wat lekker crisp. Nampo is presies die regte temperatuur vandag, né? Nee, hulle noem dit mos lekker vars. Exactly, net so. Teen 11 kan jy vir jou baadjie ontslaa raak. Yes, nee, definitief. Okay, right. Ons praat nou al 'n paar jaar oor batterye. En waar die goed ingekom het en dit het nou al gegaan van na 'n halwe betreklike nuwe besigheid, nê? Okay, cool, ons gaan nou oor na batterye toe na. Dit is nou een van daai amper must-haves, maar hier's my vraag nou, nê. So ek het nou in die batterye, ek het my petrol half vooruit gekoop, en dit help ons nie, ek koop my petrol vooruit en dan hou die battery nou nie so lankie. Wat is die ervaring in die veld? Hoe gedra die goed hulle self? Okay, so Chippy, die meeste vraag wat ons kry is, hoe lank hou 'n battery? Ja. En dis nou waar basies wat jy vra. Yes. Maar dis eintlik die verkeerde vraag. Want 'n battery hou 1500 charge siklusse. Yes. So met ander woorde, elke keer wat ek hom in die charger insit, al is hy 80% of 0, tel dit as 'n siklus. Ek hoor jou, yes. So as jy dit nou gaan uitwerk, as jy hom nou een keer 'n dag charge, dan gaan hy net so oor die 4,5 jaar hou. So, maar die eintlike vraag wat die ouens vra, is hoe lank kan ek op die ding werk? Ja. Nou, as ek vir jou sê 'n battery hou vir jou 'n halfuur se werkstyd, wat dink jy bedoel ek? Dan sou ek sê dis 'n halfuur in my kop. Dis 'n halfuur in jou kop. Maar onthou, as jy dit vergelyk met 'n petrolmasjien. Petrolmasjien bly idle en hy bly loop. So as jou brandstoftank vir jou 'n halfuur hou, dis nie 'n halfuur se werkstyd nie. Nou, 'n battery, as jy hom neersit, hy loop nie. Jy is 100% reg. So, dis nie tydheid nie. En want ook, as kom ons sê, kom ons vat 'n pulproener op pekanneute, né? Korrek. Ek sny, zoom, tak af. En Nou dan is ek stop eers hy. besig om te loop, as ek nou pulpruning doen, na die volgende boom toe, besluit wat se tak, dis dalk 5 minute later, en dan gaan ek weer, zoom, en dan sit verby. Korrek, en dis waar die ouens verkeerd gaan. Hulle kyk altyd na die werkbaarheid van die masjien. Nou, as ek vir jou sê 'n halfuur se werktyd, en kom ons sê vir argumentsonthaalwe om die wiskunde maklik te maak. Kom ons sê dit vat jou 10 sekondes se snit. Ja, Dis 6 snitte 'n minuut. yes. So met ander woorde, hoeveel snitte is dit oor 30 minute? So kom ons sê ek het 3 snitte per boom, né? En dit gaan my basies dan, Dis hoor wiskunde so vroeg in die oggend. yes, nee, ek is nou besig met hom, nee. So, en kom ons sê, want ek gaan letterlik 5 minute ten minste op daai boom spandeer, uitkyk, al die goeters, Korrek. net daai snitte maak, en dan oorgaan na hom toe. So, dit gee jou 'n klein huisie vol 10 sekondes, of kom ons sê 30 sekondes se snytyd wat ek op 'n boom spandeer. Korrek. En so daar, jy sien, nou kan ek dit actually maak werk, nê. So 30 sekondes maal 2, so dit gee my 2 bome per minuut. So dit gee jou 60 bome. 60 bome. 60 bome is die 50 minute, dis of maal 5 minute. Dis 3 ure se aktiewe go. Correct. Wat niemand actually doen nie. So jy gaan ten minste 5-6 ure uit die ding uitkry. So dit hang af in wat ons fisies gevind het. Jy kry boere wat pekanneute of ander plante nou snoei, maar ons kry 'n boer wat die hele dag met 1 battery uitkom. Ja. Dan kry ons 'n boer wat 2 batterye 'n dag uitkom. En dan kry ons boere wat regtig, dis groot boorde, die manne weet wat hulle doen, hulle gaan. Hulle kom tot by 3 batterye 'n dag uit. En dis dit. Maar ek het self met hierdie ding gewerk, want ek wou gesien het hoe lank hou 'n battery. So my ervaring is, ek is in my tuin ingeklim, ek het alles gesny wat lekker hoog is. Toe dit klaar was, toe was ek net 1 battery se charge weg. Na dit toe sny ek enigiets wat hoër as my heup is, en toe is ek halfpad. So kort en die lank is dis nie die limiting factor regtig nie. Nee.
jy kom redelik goed weg en jy moet maar net gesorg dat jy georganiseerd is op die einde van die dag. Korrek. En Choppie, die ander ding is, as jou battery 80% se charge oor het, moenie hom terug in die charger sit nie. Werk hom totdat hy uitsny. Sit hom dan in jou charger, dan kry jy jou waarde uit jou siklus uit. Jy sien, dis belangrik wat jy nou sê, nee, want elke tipe en die drones byvoorbeeld, nê, werk nou weer. Hulle werk andersom. Die ouens wil hulle nie ver onder 50% hê nie, want dan vat hy te lank om vol te charge. Ja. Hulle hardloop rapid fire deur daai siklusse, maar dis 'n ander tipe applikasie Dis 'n ander applikasie. as wat julle basies op die einde van die dag doen. Korrek. En dan ek dink waar die batterye regtig nice is veral met 'n ding soos bome snoei wat seisoonaal is. Die goed sit half vir 'n jaar lank daarso in die stoor. Ja. En dan wat gebeur as ek klaar gesnoei het, dan gaan sperre die goeders in die stoor en dan so 'n week voor ek begin sê koets, ons moet net gou die goed service en Is die kaap, werk die kaap, start die ding, nou het jy het nie ek daai brandstof, issue nie. is hy reg, Nou vat jy hom, jy sit hom op die charger en Bob's jou ankel, dan gaan Bob jy. jou ankel en daar gaan sny jy. Olie en al die lekker nommers. Ek net so vinnig, kom ons gaan gou deur hierdie goed, né? Alright. Wys So- my wat het julle alles wat So op die hierdie battery jaar, werk? so hierdie jaar op Nampo het ons dit bietjie anders afgebreek. Ons het, jy sal sien, ons het 'n swart reeks Ja, en daai is die Aspire. So dit is vir die huishoudelike ouens. yes. Dan gaan ons oor na die oranje reeks toe. Dis vir die ouens wat 'n bietjie groter tuin het, wat bietjie meer werk nodig het. En daar's goed van blowers na trimmers, na kettingsae, na hedge trimmers toe. So daar's omtrent alles wat jy daar nodig het. En dan gaan ons oor na die professionele reeks toe en hier praat die masjiene met mekaar en hulle praat hard. Ek hoor jou. So dit is masjiene wat regtig hard kan werk. Nou, gaan dit vir elke applikasie werk? Nie noodwendig nie. As jy in die middel van nêrens is en jy kan nie 'n battery charge nie, Kyk jy daarna. En ek meen 'n ander ding wat voorbeeld is brush cutters, né? yes. Ek meen daarso is ek dink jou grootste waarde toevoeging is ouens wat en waar sy plek is in wat noem hulle hierdie estates. Yes, waar die correct. mense nie wil hê die goed moet raas en is heeltyd daai tipe Correct. van goed. So ons het een van ons kliënte, hy doen een van die estates. En hy het oorgegaan na hierdie groot blower toe wat jy hier kan sien. Ja. Hy is eintlik uitgetrap deur sy kliënte want hulle sê jy het nog nie my erf kom blaas nie. Hy sê meneer, ek was al 2 ure terug daar. Hy sê nee, hy sê meneer, stap net uit, jy sal sien jou erf is skoon. En dit is die voordeel. Jy kan nou vroeër begin werk sonder om die mense te versteur. So en ek neem aan elke ding het sy plek waar hy so pas, maar die punt is julle batterygoed is nie speelgoed nie. Nee. Dis proper tools. Dit is werkstoerusting. Uitstekend. David, en dan laaste ding by Nampo. Het julle specials hierso, loop jy goed? Altyd. So as jy inkom, jy is welkom by ons se prys te kom kry en ons sal vir jou die goeie prys gee wat jou hart begeer. Uitstekend. David, dankie baie. Plesier. Right, so, wat ek vir julle kan sê is ek het 'n ketting saag, nee, van daai. Daai ding is awesome. Hy is regtig awesome. Hy gaan soos ja, 'n warm mes deur botter. So, hierdie goed is nie meer by 'n punt waar jy dink is speelgoed nie. Hier is ordentlike proper tools. Maak seker dat jy by hulle batterye kom uitkom en as jy by Nampo kom, daar as jy by die geel gebou is, as jy te ver om, jy bietjie terug reverse, dan piep en dan draai jy res kom jy in by Askerwana. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.